Wanneer ek met die lede praat, het hulle almal dieselfde wens. Hulle vra almal om baie liefde te kan gee, baie goeie vrugte van die evangelie te dra en mooi verander te word om die koninkryk van die hemele in te gaan. Aangesien God liefde is God se kinders ook liefde. Hulle wil dus nie goeie dinge net vir hulself hê nie, maar soek goeie dinge wat almal gelukkig maak. Net soos kinders soos hul ouers lyk, moet God se kinders wedergebore word in liefde wat soos God lyk. God se liefde vir jou is die hoogste liefde. Hy het gesterf in plaas van sy kinders wat die dood verdien as gevolg van sonde wat in die hemel gepleeg is en bestem was om die ewige dood in te gaan. En hy het jou gered met sy kosbare bloed. Aangesien jy sy liefde besef, kan jy in God glo en hemel toe gaan deur hom te volg. Aangesien jy die grootste liefde van God ontvang het, waarvoor kan jy meer vra? God sê, wees lief vir mekaar soos ek julle lief gehad het. Dit beteken dat aangesien God vir jou ewige liefde gegee het, jy nie liefde van ander moet wil ontvang nie, maar liefde met mekaar moet deel. Wanneer julle liefde gee en mekaar in ag neem, sal julle gelukkig wees en dan sal julle nie in versoeking kom nie. Wanneer jy iets sê, dink jy eers daaraan of die ander persoon benoud, gelukkig of seer gemaak sal word deur wat jy sê. Dit is liefde. Voordat jy in God geglo het, het jy alles gesê wat jy wou sê. Maar nou moet jy altyd ander voor jouself stel volgens God se woord. Om mekaar lief te hê is om wedergebore te word. Om wedergebore te word, moet jy die hart van Christus hê. Hy is mooi en goed, het vir sondaars gebid en homself vir hulle opgeoffer. Liefde is geduldig en vriendelik. Dit beny nie, dit spog nie, dit is nie trots nie. Dit bring nie ander oneer aan nie. Liefde is nie selfsoekend nie, maar dink eers aan ander. Jy moet die sout en lig van die wêreld wees, wat by God se seuns en dogters pas in spraak, gedrag en alles. Dit is moeilik vir 'n selfsugtige hart om in liefde te verander. Aangesien jy doen wat moeilik is, ontvang jy baie seën. Apostel Paulus het gesê, ek staar die dood elke dag in die gesig. Dit was nie die vlees wat gesterf het nie, maar die trots en die gierigheid vir die wêreld. Dit is omdat slegs wanneer jou sondige natuur sterf, Christus in jou kan werk en liefde deur jou kan deel. Ons deel die ware liefde, die pasgaaf wat ons die ewige lewe gee. Om sulke liefde te deel, moet jy 'n mooi hart hê, mooi dinge doen, mooi taal gebruik en goed doen aan jou naaste in nood. Probeer om liefde in die praktyk te bring. Wanneer jy herhaaldelik liefhet en gee, word dit 'n gewoonte. Wanneer jy bid en dit in die praktyk toepas, sien God jou pogings en verander jou in God se pragtige kinders. Die evangelie word in goeie leiding genoem omdat jy lei om in die hemel verheerlik te word. Die name van diegene wat lei omdat hulle goed doen skyn. Julle is die geestelike onafhanklikheid aktiviste wat die evangelie in Samaria en tot aan die uithoeke van die aarde verkondig om die verlorenes uit die hemel te soek en die koninkryk van die hemel te herstel. Hoe mooi sou die stappe wees om iemand te red wat sal sterf? Hoeveel sal God jou lief hê wat 'n opdrag doen om siele van die hel na die hemel te lei? Dit is hoekom God sê dat hy van jou 'n koninklike priesterdom sal maak. In die hemel, waar nuwe skepping voortgaan, sal jy nooit moeg word daarvoor nie, al lewe jy vir ewig. Sekerlik, kom ons gaan hemel toe waar jy saam met God aan dieselfde tafel kan eet en waar feeste regdeur die sterrestelsel voortduur. As jy die woord van God glo en dit prakties toepas, kan jy pragtig wedergebore word.
Ek hoop dat jy al die hemelse familielede wat nog nie gevind is nie, sal vind en hulle sal verander sodat hulle saam die hemel kan ingaan.